Dankie, offerlam van God, dat U vir ons vrygemaak het om te kan gee soos wat U in ons harte werk. Ons loof U, ons prys U, ons dank U vir alles wat U doen. Amen. Ons woord vanmôre kom eintlik uit 4 tekste. Ek het agterna besluit ek wil graag Genesis 3 vers 15 ook daarvoor en sit net die 1 vers. So ek wil begin by Genesis 3 vers 15, dan Maleagi, dan Lukas en dan die Matteus teks. Die sal sien dit gaan hier oor die beloftes van God. Die eerste belofte wat God dan maak, ons praat van die moederbelofte in Genesis 3 vers 15 waar God dan vir die vrou sê, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar geslag. Ek praat eintlik met die duiwel, die Satan. Maar haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis die teks wat ons hier het uit die gedeelte in Genesis. Onthou nou, Genesis is die wet. En dan uit die profeteboek uit, die laaste profeteboek in die Ou Testament, Maleagi 4, as jy Hebreëse Bybel kan lees, jy agterkom, daar is nie 'n Maleagi 4 in die Tanakh nie, die Hebreëse weergawe nie. Hierdie gedeelte wat ons in hoofstuk 4 het, is deel van hoofstuk 3 in die Hebreëse Bybel. En dit gaan hierso, dat die Here het gehoor hoe die mense wat eerbied het vir hom, vers 16, 3 vers 16, die mense wat eerbied vir God het onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop ag geslaan. Daar is gedenkboek vir hom geskrywe, met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan die Here se naam. En dan in hoofstuk 4, vers 1, die dag kom, en hy brand soos 'n oond, die wat teen God in opstand is, sal, almal wat verkeerd doen, sal soos kaf wees. Hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Dan sal hulle nie 'n wortel, van hulle sal daar nie 'n wortel of 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn, met genesing in sy strale. Dit is op die grond van hierdie teks dat Tertullianus later gekom het by die gedagte ook, dat God is die son wat jy nie kan sien nie, Jesus is die strale wat in die aarde kom, en die Heilige Gees is die energie wat van die son deur die strale by ons kom, en daarom is hulle almal dieselfde in wese. Ons glo in een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Triniteit is 'n woord wat hy geskep het. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddelose vertrap en hulle sal soos stof onder julle voete word die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige. En dan hierdie gedeelte wat vanoggend belangrik is vir my preek. Onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en die bepalings wat ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom, die groot en die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal te vernietig nie. So die hele gedagte van Elia as belofte, wat sal kom, voordat die Messias sal kom. Dit bring my dan by Lukas 1 vers 5 tot en met 17. Vers 5. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria, of in Joods het hy gesê Sagaria, uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam, haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. In die oorspronklike taal staan hulle was regverdige mense. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was hulle albei reeds op ver gevorderde leeftyd. Op 'n keer toe Sagaria in sy diensbeurt besig was met die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Met ander woorde, dis 'n dankoffer wat hulle moes bring. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het groot geskrik toe hy hom daar sien staan en baie bang geword, maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor.
jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Nou, jy moet in die verhaal moet jy nou lees hierso. Al was hulle oud gewees, al was hulle ver gevorderd in jare, het Sagaria nooit ophou bid vir 'n kind nie. Sagaria het die volste reg gehad om na 10 jaar van kinderloosheid 'n tweede vrou te vat. Hy het dit nie gedoen nie. Jy sal onthou Elkana en Hanna kry ons dit dat dit gebeur. Maar Sagaria het bly bid en hier is ons dan nou besig dat hierdie mense met hierdie hartseer en dan word hy geroep om 'n wierookoffer, 'n dankoffer vir God te bring. Vers 14 dan, hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Met ander woorde, hy sou 'n Nasareëner of 'n Nasareër wees wat dan gewy is aan God, so Samson hulle ook. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. En hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om die vaders en kinders met mekaar te versoen en ongehoorsaames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Toe sê Sagaria vir die engel, waarom sal ek dit weet? Ek is 'n ou man en my vrou is al op vergevorderde leeftyd. En dan sê die engelman net vir hom, hy is Gabriel, en dan weet julle, dan word Sagaria met stomheid geslaan, sodat hy nie verder kan praat nie. Dan as ons kom by die Matteus teks, Matteus 17. Wat daar gebeur is, die Here Jesus en sy gevolg kom, sy disippels kom terug van die berg af, waar net na die verheerliking, waar Elia ook teenwoordig was. En dan kom hulle van die berg af en Jesus het hulle beveel, wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel, voordat die Seun van die Mens uit die dood uit opgewek is nie. Die disippels vra hom toe, waarom sê die skrifgeleerdes dan, dat Elia eers moet kom? Elia kom wel om alles weer reg te maak, antwoord Jesus. Maar ek sê vir julle, Elia het al gekom, maar hulle het hom nie herken nie, en het hom gemaak met hulle het met hom gemaak net wat hulle wou. So sal ook die Seun van die Mens deur hulle mishandel word. En toe het die disippels verstaan dat hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het. Net sover al ons skriflesings uit die woord van die Here uit. Hierdie tyd van die jaar is daar baie liggies, baie musiek, geskenke, koekies wat gebak word om die blikke vol te maak, as jy nog 'n ouma is, en baie emosie. Dis 'n hartseer tyd vir baie mense, Kersfees. En dan kry ons dat in die Bybelse verhaal oor Kersfees is die verhaal eenvoudig 'n gewone dag. Die son het ondergegaan, dit was kalm en dit rustig. En dit was waarskynlik op so 'n middaguur wat Sagaria dan gegaan het om die dankoffer te bring in die tempel en dat hy dan sy boodskap kry. En daarom is die eerste stem wat ons hoor is 'n nuwe skepingsstem. Net soos wat ons terugkry in Genesis, as die Here sê, laat daar lig wees, toe kry ons nou dat Sagaria, terwyl hy daar staan, sê die Here vir hom, weet jy, daar sal vir jou lig wees. Dit wat jy gevra het, sal gebeur. Die taalkundige Erich Auerbach het eintlik ons oë oopgemaak om die tekste baie meer noukeurig te lees. Hy sê, jy moet nie net raak sien wat daar geskryf staan nie. Jy moet ook raak sien wat die skrywer sê, deur dit nie te skryf nie. So tussen die lyne te lees, soos ons Afrikaanse uitdrukking dit sê. En hy sê, wanneer jy dit lees, dan kom jy agter, God bly altyd hierdie effens ontwykende God. Hy openbaar genoeg dat ons hom kan ken, maar nooit dat ons hom kan baas raak nie. As altyd iets misteries wanneer God met ons praat. Hy sê, en dit kom jy agter wanneer jy so tussen die lyne lees. Dit val op dat Lukas begin sy gedeelte in die teks deur vir ons te vertel hoe lyk die omgewing van sy tyd. As jy gaan kyk, die tyd wat daar was, is die tyd van Herodes. Dis nou Herodes die Grote. Dit verwys natuurlik daarna dat wanneer Herodes die Grote regeer het, was dit 'n tyd waarin die mense baie angstig was.
Want jy moes baie mooi trap om nie in die koningsverkeerde boekies te kom nie. As Herodes se koningskap in die Ou Testament beskryf moes word, in die koningsboeke byvoorbeeld, dan sal daar geskrywe gestaan het, hy het so lank gebore en as hierdie was sy ma gewees, maar hy het nie in die spore van sy voorvader Dawid gewandel nie. Dis wat tipies van Herodes geskryf sou wees. Dit vertel vir ons iets van die mense vooraf. Sagaria kon net in die tempel diens doen, omdat hy in die geslag van die Sadukitiese priesters was. En Elisabeth, sy vrou, sy geslagregister gaan selfs verder as syne. Hare gaan terug tot by Aaron. Sadok is 'n nakomeling van Aaron. Die konteks wat ons het, is dat ons hierso sit in die Lukas 2, met mense wat 'n swaar hartseer dra, ouderdom en kinderloosheid, en dan aangesê word om 'n dankoffer te bring, om iets te doen, wat eintlik teenstellend is met wat hulle elke dag ervaar. 'n Egpaar wie se toekomsverwagting elke jaar meer en meer afgeneem het, soos wat daar nie 'n nageslag gekom het nie, daar geen toekoms eintlik meer was nie. Maar mense wat steeds as regverdig is, by God gebly het. Mense wie se saak reg was met God. En dan kry ons dat die aksie van ontmoeting is dat God ontmoet vir Sagaria deur die engel Gabriël daar by die altaar waar hy is, waar hy besig is om vir God dankie te sê. En die wonderlike is wanneer ons besef wat daar gebeur. En ons kry dit opgesluit in die naam Sagaria en Elisabeth. Sagaria se naam beteken God het onthou. Dis wat Sagaria beteken. In die Hebreëse woord Sagar en die woordjie ja. En Elisabeth se naam beteken hy onthou sy belofte. Elisabeth se naam is afgelei van die woorde vir God se belofte. So wanneer God vir Sagaria kom ontmoet, dan kry ons dadelik hierdie stemme wat van sê, God het onthou. En hy het sy beloftes onthou. En dan hoor ons weer amper die Exodus verhaal net daar wanneer Moses by die brandende braambos kom. Die tweede stem wat ons hoor kry is in vers 28 van Lukas 1. En dit is wanneer Gabriël by Maria kom. Maria is natuurlik 'n Latynse vorm van die Hebreëse naam Miriam. En hulle is albei, Miriam en Maria, is afgelei van die Hebreëse woord Mara, wat beteken bitterheid, seer, hartseer. Maar die gedeelte sê vir ons en ek gaan nie volgende oor Maria praat nie, maar die gedeelte sê vir ons dat wanneer God mense se hartseer sien, mense se bitterheid sien, dan onthou hy sy beloftes. Dis waarmee ek Lukas 1 wil saamvat. Maar wat is dit wat God onthou? God onthou die hede vir Sagaria en Elisabeth en hulle hartseer. Maar God onthou ook die verlede. Hy onthou sy belofte aan die vrou in die tuin van Eden. En hy onthou sy belofte deur die profete. En dis nie net Maleagi wat praat oor die koms van die Messias nie, maar dis Maleagi wat afsluit met die verwysing na Elia. En dan moet jy mooi gaan kyk. Maleagi praat in 'n moeilike tyd met die volk. Hulle het nou net teruggekeer van die ballingskap af, hy het opgetree in dieselfde tyd as Nehemia. Hulle het teruggekeer van ballingskap, met ander woorde hulle is bevry, hy kon teruggaan na hulle tuisland toe. Maar wat kry hulle daar? Alles is gebreek, alles is stikkend, daar's nie 'n tempel nie, daar's nie mure rondom Jerusalem nie. En die volk raak laks. Die volk sê, is dit waartoe ons moes teruggekom het? En iets van die Israeliete wat uittrek na die beloofde land, toe kry ons ook, ons moes liewer in Egipte gebly het. Daar het ons daar in preie en wortels en al sulke goed, lekker goed gehad om te eet. En hierdie kom nou terug hier in die beloofde land, was geen tempel nie, die mure is stikkend, hulle grond kan hulle nie meer terugvat nie, want dit behoort aan ander mense. En baie van hulle moes gedink het, ons moes liewer gebly het, daar in Babel. Soos wat baie van hulle dan ook gedoen het. En wat dan nou gebeur, is dat God sê,
in hierdie tyd beloof ek vir julle iets. In hierdie tyd waarin julle vra, waar is God se geregtigheid? Maak God 'n grap met ons, om ons terug te stuur na die plek toe. Dan kom God met hierdie belofte, ek sal vir Elia stuur. En julle sal onthou dat Elia, toe ons die reeks oor Elia gedoen het, Elia was 'n baie dinamiese profeet. Elia het ook nie gesterf nie. Hy is lewend opgeneem in die hemel opgeneem. So hy sê, God sê, ek is op pad om reg te maak met julle. En ek sal julle vooraf 'n waarskuwing gee. Ek sal vir Elia stuur. En dan vertel die Matteus teks vir ons, hy het gekom, Elia het gekom, maar die godsdienstige mense het hom weer nie raak gesien waar hy gekom het nie. Nie 'n belofte van politieke herstel nie. Nie 'n belofte van 'n goeie plek waartoe jy gaan terug, wêreldse plek waartoe ons gaan terugkom, wêreldse triomf nie. Maar wil God beloof 'n herstel van 'n verhouding met hom. In die Maleagi teks gebruik hy die woorde, luister na die wet van Moses. In Jesus se woorde is dit, volg my. So met ander woorde, waarmee eindig Maleagi en eindig die Ou Testament eintlik? Dit eindig met die woorde, ek beloof julle iets. Ek beloof julle die Messias sal terugkom. Maar daar's iets nodig van julle kant af. Bekering voordat die Messias kan terugkom. Die Ou Testament eindig nie meer die terugkeer as 'n triomfantelike besigheid nie. Maar as een van hartseer, van gebrokenheid. En wat sê maar kom ons maak iets reg met God. En dan sou daar 400 jaar van stilte verloop tussen Maleagi en die koms van Johannes die Doper. Tussen die einde van Maleagi en die eerste hoofstuk van Matteus is daar 'n massiewe stilte. Geen profete nie wat optree nie. Geen mense wat voorkom en aan wie die woord van die Here verskyn of gehoor word wat hy kan vertel nie. En hierdie vraag in hierdie 400 jaar bly, wanneer Here? Wanneer? En toe op 'n dag in die herstelde tempel van Herodes onthou God sy belofte. En daardie belofte word 'n realiteit in Johannes. Op daardie dag kies God vir Sagaria deur die lot om diens te gaan doen. So Sagaria kom in die teenwoordigheid van God en dan hoor hy vir God vir die eerste keer in 400 jaar praat. Ek het my beloftes onthou. Weet jy wat? Ek gaan dit realiseer. En dan kry ons, en dan kom Johannes. En sover ons kennis trek, het Johannes nooit in die tempel gekom nie. Johannes het by 'n groep behoort wat die tempel verafskeid het. Hulle het gesê, dit is 'n afgodsplek, dis nie die ware priesters wat daar, priester is nie, die hoofpriester is nie eens uit die afkoms van Sadok nie. So, Johannes het die tempel vermy. Waar was hy? Hy was in die woestyn. En die woestyn is rede was gewees dat die Israeliete was op pad na die beloofde land toe. Hulle was op pad na die realisering van die belofte toe. In die woestyn, en in die woestyntyd, van wie was hulle afhanklik? Van God alleen. Johannes kom nie daar en loop nie met 'n priestersgewaad rond. Tulband en die borskas met die stene. Waarmee loop Johannes rond? Met velkleure. Hoekom? Want dit gryp terug na die skepingsverhaal toe. Toe die mens stikkend en gebroken was en naak voor God, het God vir hulle velkleure aangetrek, waarmee hulle kon leef. En dan kom Johannes, en het maar net een boodskap. Hy begin sy boodskap daarmee. Matteus 3. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Johannes se bediening is 'n direkte vervulling van Maleagi se beloftes. Hy maak die volk gereed vir die koms van die koninkryk van God. Met ander woorde, die koms van die Messias. Hy roep hulle terug om hulle verharding van hart te verlos en hulle harte te laat vernuwe. Hy roep hulle op tot 'n nuwe etiese lewe. In Maleagi se konteks is dit 'n lewe wat sê, leef volgens die wet van Moses. In my en jou tyd, die koninkrykstyd,
is dit leef volgens Matteus 5 se bergrede. En hierdie woorde ruk ons. Maar dan sê Johannes verloog, moenie dink, jy kan staat maak op jou afkoms om gered te word. Moenie dink, jy kan sê, ek is 'n kind van Abraham nie. Moderne taal, ons taal. Moenie dink jy kan sê, ek het in 'n Christelike huis groot geword nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hoekom kies die Here, hoekom kies Johannes dan om te sê, moenie sê jy kom van Abraham af nie. Want Abraham is die vader van die gelowiges. As hy wou verwys het na die Jode, dan sou hy gewees het, moenie sê julle is kinders van Jakob nie. Want Jakob is die stamvader van die Israeliete. Dis met hom wat Judas gebore is, en die Jodendom is die nageslag eintlik van Juda, en dan die verstrooide groep. En daarom is die woorde van Johannes, wanneer hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het nader gekom, is nie net bedoel vir mense wat in 'n godsdienstige wêreld en in 'n godsdienstige milieu is nie. Dis ook bedoel vir mense daar buite. Almal wat nou hoor, almal wat deur God gemaak is om te hoor. Raai om. Maak reg met God. Dink anders. Laat julle harte herstel word. Want God het sy belofte onthou. En die realisering daarvan is op pad. In Matteus 17 vra Jesus sy disippels vir Jesus, hoekom moet Elia dan eers kom? Dan sê hy maar, Elia het klaar gekom. Elia het klaar gekom in Johannes die Doper. Dis Elia wat gekom het. Die voorbereidingswerk van God is klaar voltooi. Die Messias het gekom. En dan breek daar by hierdie disippels hierdie aha oomblik aan. Toe verstaan hulle, hy praat van Johannes die Doper. Die een wat God in Genesis 3 vers 15 beloof het, is nie Johannes die Doper nie. Hy is die Elia van Maleagi. Die een wat God beloof het in Genesis 3 vers 15 is die Here Jesus. Die een waarna elke profeet, tot op die laaste profeet Maleagi, van geprofeteer het, is die Here Jesus. Die een wat op die geslag van op die troon van Dawid sal sit, as die nageslag van Dawid wat nooit sonder 'n troonopvolger sal wees nie. Jesus se koms is homself 'n oproep vir ons tot bekering. Bekering vir gelowiges en ongelowiges. Wat is Jesus se eerste preek? Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Het aangebreek, vertaal die nuwe vertaling wat ek reg onthou. Soms dink mense bekering is net bedoel vir ongelowiges, maar dit is onwaar. Ek het afgelope tyd baie verkeer verwys na bekering, en ek verwys daarna dat bekering het twee dinge, twee betekenisse, hoofbetekenisse. Die een is dat jy anders moet begin dink oor dinge, en dis wat Petrus daar in die tempel vir die gelowiges sê. Julle moet anders begin dink oor die Here Jesus. En dan is daar die ander woord wat gebruik word, wat beteken om letterlik om te draai, om 'n ander rigting in te slaan. Jesus, as hy praat hy met fariseërs en godsdienstige leiers. Hy praat met sy eie disippels. Hy praat met siekes en mense wat deur die Satan getuister word. Hy praat met tollenaars, malaatses en ander onwelkome mense. Hy praat met skares mense. Maar hy praat ook met 'n Romeinse offisier en Romeinse soldate en met 'n Kanaanitiese vrou en Samaritane. Wat beteken dit vir ons as gelowiges? Ons moet nuut begin dink oor bekering. Ons moet nuut begin dink oor wie Jesus is en wat hy gedoen het. En as dit nodig is, moet ons 'n omkeer maak. 'n Radikale een as dit nodig is, soos Paulus. Ons moet dieper kyk as die liggies, verder as die tradisies, verby die opsigtelike. Nou, wat is die onderliggende boodskap? Wat is tussen die lyne, tussen die liggies? God het onthou en sy seun gestuur, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarom is Kersfees vir ongelowiges 'n uitnodiging. Soek die rede vir 25 Desember. Nie gaan kyk wanneer is dit begin vier en wanneer wat die oorsprong nie van dit in die kerklike tradisie nie. Maar gaan soek die rede. Hoekom was dit enigstens nodig om Kersfees te vier? Want die rede is nie 'n gevoel nie.
Die rede is nie 'n kultuur nie, dis nie 'n seisoen wat verbygaan nie. Dis 'n persoon, die Here Jesus self. Die profetiese Elia stem van Johannes en die Godstem van Jesus roep alle mense. Dink anders. Draai terug. Bekeer julle, want die koninkryk van God het aangebreek. Dit val op dat alhoewel Jesus vir Johannes die Elia noem wat sou kom, hierdie Elia nie in die hemel opgeneem word nie. Hy word onthoof. Julle sal onthou. Hoekom? Want Elia het klaar gekom. Hy sal nie weer kom nie. Die Elia wat opgeneem is en teruggekom het, is finaal dood. Hy sal nie weer kom nie. Die Elia wat hulle verwag het, is die een wat gesê die koninkryk van God het naby gekom. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld opneem. Ons samelewing is vol geraas op hierdie stadium. Polities, geestelik, moreel. Maar die stem van God dink deur al hierdie lawaai nog steeds voort. Bekeer julle. Draai om. Draai terug. Dink anders. En daarom dink ek het nie 'n probleem met kersliggies nie. Ek het nie 'n probleem met kersbome nie. Maar ek het 'n probleem daarmee as dit losgemaak word van Jesus. Dan het ek 'n probleem daarmee. As Jesus nie die bron is, die oorsprong is van liglewe, van lekker eet, lekker kuier, saam met familie en vriende te kan geniet nie, dan het ek 'n groot probleem. Maar wanneer dit alles gesentreer is, gesement is in die Here Jesus, dan het ek regtig nie 'n probleem nie. Vir ongelowige vriende, hulp vra, het Jesus ooit gelewe? Wat genoeg getuienis daarvoor. Gaan lees net 'n bietjie. Hulp vra, het hy opgestaan uit die dood uit? Ja, hy het. Kan jy jou indink dat mense in sy eie tyd bereid was om te sterf as dit nie die waarheid was? Daarom kan ek en jy ook gaan, ons hoef nie die dood te vrees nie, want die dood is nie die einde nie, is die deur wat deurgaan na die ewigheid. Wie is die kind in die krib? Is hy sweet Jesus? Of is hy, dis die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem? Wie is die koning aan die kruis? Wie is die koning wat uit die graf uitgegaan het, voor ons dit nog gesien het? God het naby ons gekom. 1 Januarie elke jaar lei die kalenderjare. Die 1 Maart lei tradisionele finansiële jare. Maar Kersfees kom en hy draai die sleutel oop na God toe. En dan begin ons elke jaar nuut, wat ons kan sê, want die kerklike jaar begin altyd met Advent. 7 dae voor Kersfees, 7 Sondae, 7 weke voor Kersfees. Draai die deur oop en sê, ek wil julle iets wows wys. Die koninkryk van God het naby gekom. En Johannes die doper sê, draai terug. En Jesus roep en sê, sien my raak vir wie ek is. En nou roep God ons deur sy woord op hierdie Adventsondag, 3de Adventsondag vanoggend, dis hoekom ons 3 kerse aan het. Kom, almal wat moeg en oorlaai is, hierdie kind gee vir ons rus. Kom, almal wat honger en dors het, die brood van die lewe en die lewende water is hier gratis beskikbaar. Kom, almal wat twyfel, die waarheid het onder ons kom woon. Laastens, kom, almal wat verlore is, want die deur na God toe is Jesus Christus, die Here. Amen. Dankie, Here, dat U dit alreeds daar in die begin
sommer dit direk vir die duiwel gesê het en die bose gesê het, daar sal iemand kom. Daardie belofte van U het U deur al die eeue en millennia herhaal. En toe U volk daar terugkom in die land en na alles kyk wat plat lê, het U weer vir hulle gesê, hy sal kom. En toe op 'n dag toe onthou U beloftes en U realiseer dit in hierdie kind, Jesus Christus, wat gebore is sodat ons wat in hom glo kan lewe, selfs wanneer ons sterwe. Ons bring vanoggend aan U al die lof, die eer, die dank en die aanbidding dat U 'n getroue God is wat U beloftes hou. Al het U U eie kalender en U eie horlosie waarvolgens U werk. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die